Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Ek groet elkeen vanaand van julle weer eens, op hierdie wonderlike maandag aand. En dit is my vertroue dat dit met jou goed gaan. En baie dankie dat jy ingeskakel het. Dankie dat jy 'n bietjie tyd op sy sit. Laat ons weer uit God se woord ietsie kan leer, ietsie nuuts kan sien en ook tot herinnering geroep kan word, nê? Want dit is wat die woord van die Here sê. Die woord van die Here sê dat wanneer die Heilige Gees kom, dan sal hy ons herinner aan die woord van die Here. Nou ek sê nie ek neem die plek in van die Heilige Gees nie, al wat ek net doen is ons vat die woord van die Here, ons lees dit, ons breek dit 'n bietjie oop en dan kom die Heilige Gees en die Heilige Gees doen 'n wonderlike werk in ons harte en bring daardie herinnering van Jesus se woorde en al die ander dinge wat in God se woord opgeskryf staan tot ons bemoediging en tot ons opgroei tot die volle grootte in Christus Jesus. Nou vanaand wil ek 'n bietjie met jou gesels oor die vervolging van die kruis, en as jy dit nou nie in die aand luister of op 'n maandag aand wanneer dit eintlik oorspronklik uitgesaai word nie, weet ek, en sal dit vir jou tot groot seën wees, en ek vertrou wat jy doen en waarmee jy besig is vir jou 'n goeie ervaring, en mag die Here jou ook seën in dit waarmee jy besig is. So kom ons gesels 'n bietjie oor die vervolging van die kruis, want die afgelope tyd gesels ons so 'n bietjie oor verskillende elemente rondom die kruis, en as jy dit wil luister, Fanie Meiburg YouTube, dan kan jy daar gaan luister. Dit is mooi gemerk, al die hartklank produkte, as ek dit nou so kan sê, wat ek oor gesels, dit gaan jy daar kry op Fanie Meiburg by YouTube, en dan kan jy 'n bietjie gaan luister rondom die ander temas rondom die kruis van Jesus Christus, as jy dit nog nie geluister het nie, en jy stel belang, en as jy dit wil aanstuur, dan is daar die geleentheid ook vir jou daar. Vanaand sinne sal nou eers 'n bietjie later beskikbaar wees, maar dit sal ook daar wees tot jou verryking. Kom ons gesels oor die vervolging van die kruis. Nou in ons kyk na die kruisiging van Jesus. Die afgelope tyd het ek tot die volgende vers gekom in Galasiërs 6 vers 12 waar Paulus sê, hy sê almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, en daaroor gaan ek nou nie vanaand gesels nie, maar oor die volgende begrip wil ek gesels. Die ouens wat 'n mooi vertonings in die vlees wil maak, hierdie mense dwing julle om julle te laat besny. Nou nie in ons hedendaagse tyd nie, maar in die tyd wat Paulus geskryf het. Hy sê, hoekom doen die mense dit? Hoekom vra hulle dit van jou? Net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Kom ek lees daai vers gou weer. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. En wat Paulus nou hier sou sê, laat my besef dat die vervolging 'n ander realiteit is, waarmee die kind van die Here, die navolger van Jesus Christus, vrede moet maak. Want hy sê, daar is diegene wat alles in hulle vermoë sal doen om nie vervolg te word nie, ter wille van hulle geloof in Jesus Christus en die betekenis van Jesus aan die kruis nie. En in my verdere studie het ek weer eens tot die besef gekom dat Paulus nie die enigste een was wat geskryf het rondom die vervolging van die kruis nie. En daarom moet ons 'n bietjie hieroor ook gesels, omdat dit 'n werklikheid en 'n realiteit is, selfs in 2026. En vanaand kan ek nou nie gesels eerstehandse ondervinding uit hoe die belewenis is van om selfs nie net te sterf vir die naam van Jesus nie, maar om geweldig mishandel te word en gemartel te word ter wille van die naam van Jesus Christus nie. Dis nie die era waarin ons lewe nie, maar dat dit in vandag se tyd werklik 'n realiteit is. Maar ek wil vanaand oor die breë konsep rondom die vervolging van die kruis wil ek gesels.
Nou ek het laasweek al hierdie onderwerp rondom die vervolging van die kruis het ek nou al 'n bietjie aangekou en ek het daaroor geherkou, soos wat 'n bees, julle weet mos, wat nou gevreet het en dan gaan lê daar in die koelte en dan smaak hy weer dit wat hy vroeër geëet het. Hy kou weer aan dit wat hy vroeër geëet het. En het ek rondom die vervolging van die kruis, hierdie skrifte, het ek gaan ondersoek en het ek kortbondig tot 'n paar gedagtes gekom en ek wil dit graag met jou deel en ek glo jy gaan vanaand ook die woord van die Here smaak. En hierdie herkou het my eintlik teruggebring na Jesus se eie woorde toe rondom hierdie onderwerp van die vervolging van die kruis. So ek gaan nou nie Galasiërs 6, daai vers wat ek nou vir jou gelees het, gaan ek nou nie uitrym en uittrek nie, maar ek wil rondom die vervolging van die kruis uit Jesus se eie woorde met jou gesels vanaand. En dis waar ek vanaand gaan afskop. En dan wil ek my 3 gaan druk om te sien waar, wat en hoe wil die Here hê met ons hierdie saak hanteer. Jesus se eie woorde rondom die vervolging van die kruis. So ek het 'n bietjie in Johannes 15 gaan lees, waar Jesus na homself verwys as die ware wynstok. Julle onthou dit? En dat ons in hom moet bly en so vrug sal dra. En dit eintlik die enigste manier sal wees hoe ons geestelik vrug kan dra, dit is om in Jesus te wees. En hier maak Jesus hierdie geweldige stelling waarop ek my tema gaan anker, die vervolging van die kruis. En hy sê in Johannes 15 vers 18, as die wêreld julle haat, dan moet julle weet, dat hy, die wêreld, my, Jesus, voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie. Maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sê Jesus, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Geweldige, intense paar woorde. Hier sê Jesus, as die wêreld julle haat. Nou dit beteken nie die wêreld sal julle of haat of julle lief hê nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Dit beteken eintlik, weet dit net as julle by die plek kom van vervolging en van haat, dat dit die norm is. Dis nie iets nuuts, dis nie iets vreemds nie. As hulle my gehaat het, sal hulle julle haat. Ek sê dit so, nê, want Jesus sê ook in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Hoor wat sê hy Jesus? Jesus sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jy hoor, in die wêreld sal jy vervolging hê. En ter bevestiging van Jesus se woorde, huldig Paulus hierdie selfde siening, en dis sy alledaagse belewenis gewees. Onthou, baie van wat hy geskryf het, kom uit die tronk uit die tronkselle uit. Dis die vervolging van die kruis wat hy beleef het, en daarom het hy daai briewe geskryf. Dit was sy belewenis. In hierdie wêreld sal jy vervolging hê. 2 Timoteus 3 vers 12 sê Paulus, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Sien jy die woord gebruik? In Jesus se woorde, sal jy vervolging hê. In Paulus se woorde, sal jy vervolg word. Dis die norm. Dis nie as die wêreld julle haat, in die begrip van miskien nie. Dit is norm, dis realiteit. Miskien beleef ek en jy dit nie in Suid-Afrika in die geweldigheid wat daar in die lande is, waar daar die geweldige ekstremiste openbaringe is van die vervolging van die Christene nie, maar daar is 'n mate en daar sal altyd 'n mate van vervolging en vyandigheid wees. Maar nou vra ek die vraag, hoekom is daar vervolging? En 'n kort antwoord is sekerlik om te sê, vervolging is ter wille van die kruis. Dit is 'n vervolging ter wille van die totale boodskap van die kruis.
En Jesus se verklaring van die betekenis van die kruis, soos wat Johannes het gesê, hy sê daar is die lam wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Dis vir ons problematies. Dit was vir die Jode problematies, dis vir die wêreld problematies. Jesus is die lam wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Hoe kan dit wees? Dit kan nie so wees nie. Dit is nie so nie, dit sal nie so wees nie. Man, jy is van jou kop af en dan begin daar die verbale vervolging. En natuurlik dat Jesus die offer is, dis onmoontlik. Die oplossing tot vergifnis en die vereniging met God en dat hierdie kruisboodskap van Jesus die enigste weg is na die Vader, dis problematies vir die mensdom. Ons weet dit in ons eie land Suid-Afrika, reg oor die wêreld, die geweldige teenstand van ander godsdienste, man daar, weet jy wat, selfs kerke, predikante, huldig hierdie gedagte al deesdae. Jesus is nie die enigste weg nie. Dit bring vervolging van die kruis. So die eerste rede is, hoekom vervolging? Want is ter wille van die kruis. En die tweede gedagte is, moet ons ook nie vergeet nie, na aanleiding van Jesus se woorde in Johannes 15, dat vervolging die produk is van haat. Die wêreld haat Jesus. Hulle het Jesus gekruisig. Die vyand het Jesus aan die kruis laat hang en Jesus se dood gesoek, alhoewel hy dit nie kon verwesenlik nie. Maar daarom sal ook so die haat wat in Jesus glo en hom navolg. As jy in Jesus glo en Jesus volg en sy woorde het en verkondig, sal jy vervolg word. Derdens, en in Jesus se hoëpriesterlike gebed, bid Jesus hierdie volgende stelling. Johannes 17 vers 14. Ek het hulle u woord gegee, bid Jesus tot sy Vader. Hy sê, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle u woord het, omdat hulle nie van die wêreld ook is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Jesus sê, my Vader, my kinders, en almal wat tot geloof in my sal kom, sal gehaat word deur die wêreld, omdat hulle u woord gehoor het en geglo het en propageer. En omdat hulle ook nie van die wêreld is nie, hulle is nie in hierdie, hulle is hier, hulle voete loop hier, maar hulle is nie van hierdie wêreld nie, hulle is eintlik van die hemel. Soos wat ek nie van die wêreld was nie, en ek nie van die wêreld is nie. Daarom haat die mensdom die gode van hierdie wêreld, die kinders van die Here. Die wêreld haat Jesus se navolgers omdat hulle God se woord het en God se woord verkondig. As jy lewe en propageer, as ek daai woord kan gebruik, wat Jesus gepropageer het, sal jy dieselfde behandeling ontvang, en omdat hulle nie van hierdie wêreld is nie. Jy's nie van hierdie wêreld nie. Jy moet weet, as kind van die Here is jy 'n verbyganger. Jy moet dit vasmaak in jou hart, man. Jy is 'n tentwoner. Jy's 'n tydelike huurder. Jou vaste woning is in die hemel. En solank jy hier op aarde is, sal die meester en God van hierdie wêreld jou as vyand en bedreiging beskou. Dis nie my woorde nie. Dis nie waarmee ek jou vermaak nie. Dit is die norm, die realiteit van die Christen lewe. Dit is die begrip van jy moet jou kruis opneem en Jesus volg. En solank jy die kruis opgeneem het, sal jy 'n bespotting wees. Sal jy 'n bron van vervolging wees, sal jy 'n bron van haat wees. Want hoe koppel jy jouself aan Jesus Christus? Want die sielsvyand, moet ons ook weet, is beangs vir die grondgebied wat Jesus sal inneem in mense harte tot sy verlies, tot die vyand se verlies. En Jesus sê daar in Johannes 16 vers 2, hulle sal julle uit die sinagoges ban. Hy praat nou hier van die Jode,
Hy sê, ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Wow! Verskriklik. Dis hoe mense dit regverdig, nie? Hulle dink hulle bewys God 'n diens om hierdie ongelowiges uit te wis. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Hulle sal julle vervolg, want hulle ken nie die Vader nie. Hier kom die antwoord. Hulle doen dit, omdat hulle God nie ken nie. God se plan nie ken nie. God se liefde nie ken nie. God se oordeele nie ken nie. Die wêreld het nie kennis van God nie, het nie 'n gevoel van God nie, het nie die begrip van Skepper God nie, en omdat daardie godsbegrip nie bestaan nie, sal daar altyd vyandigheid, haat en vervolging wees. Die mensdom besef nie wie hulle Skepper is nie, en wat die gesindheid van hulle Skepper God teenoor die skepsele is nie. En my volgende vraag is, en dit is relevant, hoe moet ons teenoor vervolging reageer? Ons moet tog sekerlik weet wat moet ons doen rondom die vervolging wat na ons kant toe kom. Gaan ons beklei, gaan ons stry, hoe gaan ons hierdie ding hanteer? En onthou, ek het gesê, ons gaan vanaand let op Jesus se woorde. Daar's baie skrifte in die Bybel, maar weet jy, ons het net soveel tyd om rondom hierdie onderwerp te gesels. So, hoe moet ons teenoor vervolging reageer? En kom ons kyk wat sê Jesus, wat self hierdie vervolging tot die dood toe moes deurgemaak het, en wat geweet het, die vervolging wat wag op sy disippels, en op elkeen wat hom gaan volg. Gee vir hulle 'n antwoord, en ek dink dit is die antwoord waarop ons moet staan. Dit lê nie by sielkundiges en by pille en by al hierdie tipe dinge nie, en by goeie vriendskappe nie, alhoewel ons goeie geestelike vriende moet hê. Maar hoor wat sê Jesus, hoe ons teenoor vervolging moet reageer. Johannes 16 vers 1. Jesus sê vir hulle, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Jesus sê, ek wil nie hê julle moet struikel wanneer die vervolging kom nie. Jesus sê, ek sê julle nou van die haat en die vervolging wat sal kom. En my bedoelings is, dat julle nie sal aanstoot neem nie, want dis wat die Engels beteken van struikel. Dat julle nie sal aanstoot neem daaroor, of tot struikeling gebring sal word nie, of dat julle nie tot ongeloof, of tot sonde sal verval nie, en dat julle nie sal huiwer, of sal verswak in julle getuienislewering nie, want is dit nie presies wat vervolging doen nie? Is dit nie presies wat haat doen nie? Dit dryf 'n mens tot om die mense wat jou vervolg, of die mense wat jou haat, om hulle te paai, sodat hulle dit net nie meer aan jou doen nie. En Jesus sê, ek wil nie hê julle moet struikel nie. Ek wil nie hê julle moet verswak in julle getuienislewering. Ek wil nie hê julle moet huiwer nie. Ek wil nie hê julle moet verval in ongeloof en dalk later verval in sonde, laat julle terugval in die wêreld nie. Maar ek wil hê julle moet regop bly. Ek wil hê julle moet staande bly. So die gedagtes moenie aanstoot neem nie. Vat dit as die norm, moenie aanstoot neem nie. Want jy weet, uit Jesus en die apostels se lering is dit duidelik dat daar nie soseer, jy weet, deur Jesus 'n wegraping uit hierdie haat en vervolging beplan is nie. En ek sê dit spesifiek want Jesus bid in Johannes 17 vers 15. Hy bid tot die Vader en hy sê, Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie. Ek bid nie dat U hulle uit hierdie haat en uit hierdie vervolging en uit hierdie verwerping moet wegneem nie, maar ek vra, Vader, dat U hulle van die bose sal bewaar. So Jesus se plan is nie wegraping uit die ellende nie, maar eerder dat God ons sal bewaar van die bose se werking binne haat en vervolging. Wanneer die haat en die vervolging kom, daardie emosie, daardie geestelike geveg. Ek vra Vader dat U my kinders
binne haat en binne vervolging, binne hierdie klimaat van haat en vervolging, die bose se werking binne in dit, Here, dat U hulle daarvan sal bewaar. So ons roete is nie haat en aggressie en ongeloof teenoor ons haters nie. Die roete is eerder 'n afhanklikheid van Jesus Christus, 'n afhanklikheid van die Vader en afhanklikheid van die Heilige Gees se inwerking. Soos Jesus daar in Johannes 16 vers 33 sê, wat ons nou gelees het. Jesus sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus se medisyne vir die haat en die vervolging in die wêreld is sy vrede. Sy vrede. 'n Vrede wat die wêreld nie kan gee, omdat die wêreld het nie die tipe vrede wat 'n mens vergenoegd in sy God en in sy toekomsverwagting na die hemel maak nie. Daar's nie so tipe vrede wat die wêreld gee nie. En dat Jesus beloof, daar in Johannes 16 vers 20, gaan lees dit 'n bietjie, hy sê, julle trane en julle hartseer en julle verwerping wat julle op aarde beleef, sal in vreugde verander word. Dis nie vir ewig nie. Jou aardse elende loop uit op 'n ewige hemelse vreugde, maar wêreldse vreugde loop uit op 'n ewige hel van spyt en verwyte. Wat 'n kontras. Wat is beter? Ewige vreugde of ewige spyt? Dis makliker dat ek vir jou sê om vir 'n kort rukkie ietsie so tussen 70 en 100 jaar hier op aarde vervolging te beleef op vele vlakke, maar vir ewig vreugde in Jesus en ons Skepper se teenwoordigheid te beleef. Man, dit is waarna ons uitsien. En weet jy, ek wil jou vanaand groet met Jesus se gebed vir almal wat hierdie vervolging gaan beleef en sal beleef. Johannes 17 daar van vers 11 af gaan ek gaan net sulke brokkies uithaal, gaan lees dit 'n bietjie self, toe Jesus gebid het. En Jesus erken toe hy vir sy Vader sê, Vader, hulle is in die wêreld, maar ek vra dat U hulle sal bewaar in U naam, die wat U my gegee het, almal wat in my glo. Vers 13, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Dis 'n gebed. Ten spyte van haat en vervolging, Here, gee hulle my blydskap in hulle. En Jesus sê, ek het hulle U woord gegee. Belangrik. Ek het hulle U woord gegee as 'n swaard om mee te beklei. Vers 15, dat U hulle van die bose sal bewaar. Vers 17, Vader, heilig hulle in U waarheid. Vers 18, ek het hulle in die wêreld gestuur. En ek het hulle geheilig in myself, sodat hulle in die waarheid heilig kan wees. Vers 24. En wil ek, vra Jesus, dat waar ek is, daar in die hemel, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het. Dis die gebed van Jesus vir elkeen wat deur hierdie geweldige haat, vervolging, verwyte en bitterheid en al hierdie tipe goeters moet gaan. Ek vra Vader, sê Jesus, dat hulle wat U my gegee het, dat hulle saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, dat hulle kan sien waar vandaan ek kom en waar ek is, in vers 26, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Vader, laat my liefde in hulle is. Ja, die Here sê, ten spyte van haat en vervolging, dat hulle sal openbaar die liefde waarmee U Jesus liefde gehad het, dat dit ook in hulle sal wees. Wat 'n gebed. Here, vanaand bid ek, vanaand vir elke mens wat deur 'n proses van haat en vervolging, bitterheid wat teen hulle geopenbaar is, wat hulle deurgaan. Ek vra Here dat U hierdie gebed wat U teenoor die Vader geopenbaar het, Jesus, dat daardie gebed sal waar word in elkeen van hulle. Ek bid vir die vreugde en die vrede van die Here in hulle lewe, en dat hulle die liefde van God teenoor hulle vyande sal uitlewe en ervaar. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Blessings, kind van die Here. Dit was 'n voorreg om God se woord met jou te vanaand te kan deel, en mag die Here jou seën. Mag dit met jou goed gaan in hierdie aand en hierdie dag waarmee jy besig is. Dat God se guns en God se gees se seëning saam met jou sal wees.
tot ons volgende week, as dit die Here se wil is, weer met mekaar kan gesels. Blessings.